Goeiemorgen, dit is vrijdagochtend, die 6de Maart 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vir die wat dink dat Namibië is 'n land wat veilig deur hierdie turbulente tye sal gaan, 'n lid van die parlement, die Namibiese parlement, het afgegaan daar in 'n tirade teenoor wit Namibiërs. Sy woorde, "These white Europeans who are here are not Africans. Namibians don't look like that." He was later forced to withdraw his statement by the deputy speaker. Nou kom ons luister 'n bietjie in sy eie woorde. White Europeans that are here, they are not African, they are not Namibian. They're not. Okay. So dit bring ons maar by dieselfde punt dat waar ons nog altyd gesê het, Namibië is baie nou verweef met die Suid-Afrikaanse verskaffingslyne, veral wat voedsel aanbetref. Dis lande met noue bande, ook wat aanbetref toerisme en so meer. En ons sien al hoe meer en meer uitsprake en gedagtes oor Namibië wat na die voorgrond tree, die gerugte dat daar ook gepraat word oor grondonteiening en so meer, maak 'n mens inderdaad bekostig. Maak 'n mens inderdaad versigtig. Dit gebeur nou as 'n ou vooruit probeer dink. Maar ja, ons hoor hierdie stemme al meer en meer opgaan, ook in Suid-Afrika, waar hulle sê dat wit Suid-Afrikaners moet terug aan Europa toe of na die lande waarvanaf hulle kom. Nou, ons weet dat die blanke aan die suidpunt was lank voordat daar enige swart man hier was. Ons ken die verhaal, ons ken die geskiedenis en so ook natuurlik die kwessie in Namibië. Maar dit lyk vir my al meer en meer asof die dinge in Namibië begin warm raak. Want dit begin met een opreiende toespraak, een opreiende gedagte in die parlement en 'n gedagte wat posvat by die ander, en kort voor lank is daar 'n sterk skreeuwende stem wat daarmee saamgaan. Ons moet net daarvan kennis dra en weet dat hierdie dinge ook aan die gebeur is. Nou weet ons dat in dieselfde asem dat Cyril Ramaphosa verklaring uitgereik het waarin hy Israel, Amerika en Iran tot 'n skietstilstand oproep. En hy sê dan ook daar dat dialoog is die beste manier om konflik te vermy. Dan tereg die vraag, wat gaan in Suid-Afrika aan met misdaad? Moet hy nie veel eerder hier 'n gesprek hou om te kyk wat gedoen kan word nie? Hierdie volgende video is nie in Iran geneem nie, dis ook nie in Oekraïne geneem nie, dit is inderdaad sommer hier in Suid-Afrika geneem, en luister baie mooi. Gisteroggend het ek gerapporteer aan julle dat daar 3 cash in transit rooftogte was wat uitgevoer is die dag van tevore op een dag. Dan wil dit vir ons duidelik wys dat misdaad op hierdie stadium besig is om hande uit te ruk en die verslegterde omstandighede wêreldwyd, die Midde-Ooste, die skaarsste wat gaan kom met brandstof, olie, pryse wat opskiet, wat bydraende faktore gaan wees tot verhoogde
voedselpryse en alles wat verbruikers aanbetref in Suid-Afrika en in Namibië. Nou hoor ons hierdie stemme opgaan, ons sien hierdie geweld, Cyril wat sê, maar dialoog is die beste oplossing, maar wanneer Cyril met die mense van Suid-Afrika dialoog vorm, soos wanneer hy weer een of ander kommissie stig, gebeur daar absoluut niks wanneer hierdie kommissie 'n aanbeveling maak tot 'n oplossing nie. Hierdie tipe van geweld, skote wat in die strate klap, dit sal vermeerder. Dit gaan nie minder word nie. Ek dink die ANC geleide regering van nasionale eenheid behoort meer te fokus op Suid-Afrika se interne probleme as wat hulle self aan die kant van Iran skaar daar in die Midde-Ooste en dan aan te dring op sogenaamde vredesgesprekke. Want hy kan nie eens misdaad in Suid-Afrika onder beheer bring deur gesprekke uit te voer nie. Maar dan, daar's geen glans en glorie in misdaadbekamping nie. Nee, daar's glans en glorie in 'n vredesproses elders in die wêreld waar hulle kan wys hoe poor vrede hulle is en wat se goeie vredesmakers hulle is en goeie onderhandelaars hulle is, terwyl die waarheid is, hulle kan nie eens met 'n klomp skelms onderhandel hier in Suid-Afrika nie. Hulle kan nie 'n behoorlike sterk regstelsel afdwing op die inwoners van Suid-Afrika nie. En as hulle nie 'n regstelsel kan afdwing op die massas in Suid-Afrika nie, sal hierdie vorme van geweld net meer en meer en meer raak. Ons sal dit ook toenemend in Namibië begin sien. En ek dink dat SBB-lede, beide hier in Suid-Afrika sowel as in Namibië, moet so ons tempo van voorbereiding verhaas, versnel, meer gefokus lewe op dit wat besig is om te ontvou, want hierdie situasie kan versnel as gevolg van die buitelandse omstandighede. En daarom kan ons nie meer sê ons gaan dit doen of ons wil dit doen nie. Ons het die punt bereik waar ons sê ons doen dit en ons doen dit nou. Dit is wat voorbereiding aanbetref. Sorg dat jy genoeg het vir 'n tydperk. Ek sien dat selfs die Deense regering nou hulle inwoners waarsku om altyd ten minste 100 kroppa of so iets is die geldeenheid, dit is gelykstaande aan $100, dat hulle dit altyd in kontant in hulle sakke moet hou om ten minste vir 'n hele week sonder enige ander vorm van betaalmiddel te kan klaarkom. Net so is dit tyd dat ons seker ook ietsie moet altyd byderhand hou vir wanneer die dag kom dat ons nie meer op die normale, tradisionele manier kan handel dryf en voortbestaan nie. Die tyd is nou en die tyd is reg. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en geniet die naweek en ek gesels dan met julle weer maandagoggend.